Ons is so bewus van sy soete teenwoordigheid. Ek is so dankbaar dat al hoe meer vrymoedigheid kom tot aanbidding. Ek kyk uit vir die dag van die heerlikheid van die Here net oor ons sal vloei op 'n unieke wyse en 'n goddelike deurbraak sal kom. Soos nog nooit van tevore nie. Dankie dat die vrymoedigheid neem om te begin word. Dankie dat die vrymoedigheid neem dat die Gees van die Here deur jou aanbid. Dit is so belangrik. En as jy taal uitlig van taal het, bring dit 'n profesie, bring dit. Kom na vorentoe as jy dit het en sê vir my pastoor ek het van die Here ontvang. Ek sal toets. En ons deel dit aan die gemeente is vir my so belangrik dat ons gehoorsaam sal wees aan die stem van die Heilige Gees. Maar is vir my so kosbaar om so die teenwoordigheid van die Here te ervaar. Want ek gaan vanmôre maar so 'n bietjie gebruik maak van die ou stoeltjie. Die Here Jesus het ons ou bootjie geneem en gaan sit en verder met hulle gepraat. So ek het nou nie 'n bootjie nie, ek het maar net 'n ou stoeltjie. Maar ek wil graag 'n bietjie in my hart met julle praat. Johannes vertel vir ons 'n paar wonderlike dinge. Hy vertel vir ons van die geskiedenis van Jesus. En dan vat hy vir hulle by die intog van Jerusalem. Daar die wonderlike gebeure toe Jesus ingery het en hulle gesê het, Hosanna, Hosanna. En hulle hom geëer het. En dan sê hy, gemaak gereed. Dan gaan julle sal daar 'n eseltjie kry en gaan berei daai plek vir my voor vir die laaste Paasfees. En dan gaan sit hulle en hou die Paasfees saam met hulle. Maar voor dit praat Petrus met hom oor die toekoms. Jesus sê vir hom, man, voordat die haan gekraai het, gaan jy my verloor. En hy sê, ek sal dit nooit doen. Daar gebeur interessante dinge, en dan sit hulle rondom die tafel, en Jesus was sy disippels se voete, en hy gebruik die laaste Paasfees met hulle, en dan openbaar hy Judas se verraad. Ek ken die verhaal van Johannes 13, hoe Judas dan uitgaan om sy verraad te pleeg en Jesus te kan verraai. En dan vertel Jesus vir hulle dat sy tyd het kort geword en hy praat ronduit met hulle nie meer met verhale nie. En dan hoor hy gaan sterwe, hulle hoor van al die vreeslike goed wat gaan gebeur. En dan is hulle baie ontwrig en hulle is hartseer. Want hulle sit nog hier by die laaste maaltyd, maar hy sê vir hulle, daar lê 'n moeilike tye voor. Maandag was Hosanna gejuig, en nou is dit donderdag aand en daar is groot smarte wat vir hulle voor lê. Nog voordat hulle Getsemane die pad vanuit die oppersaal. En dan kom Jesus net begin met hulle hierdie gedeelte wat ons nou net gesing het. Hy praat met hulle, maar wat vir my treffend is, in hierdie swaar atmosfeer, sê Jesus vir hulle, ek gaan weggaan. Hy sê daar vir julle wat my gaan verraai en my gaan verloor, ek gaan sterwe. Maar julle moet nie ontstel word nie, ek gaan weer opstaan en ek gaan lewe. En dan voel sy disippels baie onseker en verward. En dan begin hy by Johannes 14 vers 1 tot 4. En Jesus begin, hy sê, laat julle harte nie ontstel word. Hy sê, moenie bang wees. Nou ek meen, as jy nou hoor, jy kom groot drama. Jy hoor, jy kom dood. Jy hoor, jy kom ontwrigting. Jy hoor, jy kom verraad. Jy hoor, jy kom skeiding. Jy hoor, jy kom smarte. En dan sê hy vir hulle, moenie bang wees. Moenie bang wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Dan sê Jesus van hulle, kyk so 'n bietjie verder. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Sê,
Hierdie is my laaste tydperkie saam met julle op die aarde. En as ek hier klaar is, gaan ek vir julle plek berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wat my treffend is, Jesus begin nie met 'n verduideliking nie. Hy begin nie met 'n teologiese verklaring uit die Ou Testament uit nie. Hy begin met 'n troos. Hy sê, ten spyte wat gaan gebeur, wil ek julle troos. Dis nie so erg as wat dit lyk nie. Daar is 'n oplossing. Hierdie stryd wat nou gaan gebeur, is tydelik, dis net vir nou. Dan kom 'n baie groter situasie. Ek gaan om vir julle 'n ewige woning voor te berei. En as ek gegaan om vir julle plek te berei, dan kom ek weer. Hy weet dat die grootste vrees van mense is nie noodwendig die dood nie, maar dis die onsekerheid van wat gaan gebeur. Jy berei jou voor vir iets, en dan gebeur dit nie so. Ek meen nie een van ons sit nou vanmôre en beplan, ons gaan môre doodgaan. Maar weet julle, ons kan almal dood wees. Nie een van ons beplan om môre in die hospitaal te wees. Maar sê vir my, ek het die evidence. Jy kan môre in die hospitaal wees, sonder dat jy dit weet, net so. Loop jou lewe anders te. Julle het kaartjies gekoop, julle het uitgekyk, julle het saam beplan vir 'n toer in Israel. En skielik val die bomme in Israel. Die Israel-vallei waar Armageddon gaan plaasvind, is laasdag gekom. Dit is echt. Daar is trauma. Nou sê Jesus, moenie bang wees vir die onseker dinge van jou lewe. Daar is een sekerheid en dis ek. Jesus sê, ek praat vir julle met 'n veilige. Ek praat vir julle oor 'n werklikheid groter as die aarde. Die aarde is onseker. Die lewe is onseker. In die afgelope week, seuns, gee vir my ander. Wat het jy ook hier daar, as jy wat net vir my ander? Kyk vir my. Nou sê, weet julle wat, kom ek vertel julle iets baie belangrik. Ons is baie versigtig as iemand bid. Dan wys ons mos respek, né? Dan bly ons doodstil. Maar weet julle, as iemand bid, praat hy met God. Maar as die Bybel bedien word, dan gebruik God 'n mens om met ons te praat. Dis groter as gebed. Die woord is groter as my woord. Want dis die ewige woord van God. Daarom is dit nodig dat ons die nodige respek bewys. En sien, ek wil nou vir jou 'n profesie gee. Die Here gaan vir jou kragtig gebruik. Hy kom agter uit sy hand op jou op 'n unieke wyse. As jy gehoorsaam is, jy hart oopmaak, gaan die Here jou kragtige instrument in sy hand maak. Die grootste vrees van mense is nie noodwendig die dood nie, maar as jy onsekerheid. Daar, waarheen gaan ons? Wat gaan met ons gebeur? Is dit werklikheid hier in die lewe? Sal ek veilig wees? Ons vra ons heeltyd, sal ons veilig wees? Ons probeer dit so veilig as moontlik maak. Ek meen, ons almal het alarms en diefwerings en allerlei goeders. Ons weet as die Here die huis nie te bewaak en te vergeefs, dis waak die wagters. Nou kom Jesus met hierdie wonderlike woorde. Hy sê, in my Vader se huis, nie 'n onbekende plek nie. Die huis van my Vader is daar baie wonings. Jesus beskryf nie 'n ewigheid wat vreemd is en ongemaklik is, en snaakse dimensies is. Hy gebruik nie wetenskaplike woorde nie. Hy praat van die Vader se huis. Dit is wonderlik as jy aan jou ouer huis dit. Ek het al groot geword en ek het my eie huis gehad, my vrou en kinders. As hulle my vra, waar gaan jy jou vir die vakansie? Dan sê ek gaan huis toe. Ek gaan huis toe. Na my ouer huis toe, my pa, my ma is daar. Dit is so belangrik. Jesus sê, my Vader se huis is nie 'n vreemde plek. Vader se huis beteken aanvaarding. Dit beteken veiligheid. Dit beteken ek behoort.
Dit beteken daar is liefde. Hy sê nie God se koninkryk is daar groot strukture en jy moet daarvan bewus wees nie. Hy sê, my Vader se huis. So koesterende plek, so spesiale plek, 'n ewige woning. Hy sê, dis familie. Dis familie. Alhoewel God groot is, alhoewel hy almagtig is, alhoewel hy die heelal skep deur kragtige woorde, sê Jesus vir ons, as jy bid, sê onse Vader, wat in die hemel is. Hy is jou Vader, hy is my Vader. Dit is so belangrik. Geen gemeente met baie mense soos ons het nie al ontwrigting gehad. Die mense het dalk hulle huise verlaat. Toe julle hiernatoe vertrek het, was dit dalk 'n ontwrigting. Maar, en jy moes afskeid neem van baie mense, maar ek wil vir julle sê, hier is nie die einde nie. En dan wil ek vir julle sê, jou finale adres is nie 'n aftrede. Jou finale adres is nie 'n posvoorstad of 'n cheque iewers nie. Dis nie jou finale adres nie. Dis die tussenadres. Finale adres is ons ewige woning, ons Vader se huis. Hy sê vir ons hierdie onsekere wêreld waar ons vandag is net tydelik. Hy berei 'n plek voor, hy sê ek gaan op julle plek gereed maak. Let op, Jesus sê nie, ek gaan kyk of daar plek is nie. Hy sê ek gaan dit gereed maak. My kinders bly in Engeland jare terug. En nou sê hulle gaan huis toe kom. Hy het van werk verander en nou gaan hy terug skuif Suid-Afrika toe. Nou waar jy nou? Ek sê vir hom moenie worry nie. Ek kan my vrou praat en sê, daardie kamer wees. Hy het 'n badkamer en alles. En ons begin daai kamer gereed maak. Hy word uitgevers. Die kaste word oorgedoen. Nuwe gordyne word gekoop. Nuwe bedde, nuwe duvets. Nuwe handdoeke wat ons kinders kom huis toe. Ja. Ons trek dit oor. En net voor ons gaan haal, die liggame, toe sit maar 'n klompie chocolates, so op die kussings. As daar 'n vuur, moet dit spesiaal wees. As 'n mens so kan voorberei vir iemand wat huis toe kom, hoe dink jy kan Jesus voorberei vir ons? Hy sê, man, hy vir jou strate gepyf. Hy sê die paving in daai straat is van goud. Die poorte is pers. Die huis is wonderlik, is die Vader se huis, is nie maar net sommer so 'n ou shack iewers in die muur. Die shack is tydelik. Die ouer huis is tydelik, die voorstad is tydelik. Dis net 'n tussentyd. Die Vader se huis is ewig. Hy sê ek gaan op julle plek gereed maak. Nou as 'n mens, ek kan onthou hoeveel moeite ons gedoen het. Ons uitgesit om spesiaal voor te berei. Want wat gebeur? Ons gaan ons kinders haal na 'n klomp jare in die buiteland. Hulle kom huis toe. Hoe opgewonde dink jy is Jesus om ons te kom. Hierdie gereed maak, dat hy vir ons gereed gemaak deur die kruis waarvan die tafel vanmôre getuig. Sy bloed, sy opstanding, sy oorwinning, is alles voorbereiding, sodat ek as gebroke, vuil, verlore sondaar nie hoef hel toe te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis nie goedkoop genade nie. Maar hierdie is duur liefde. Dit is my so treffend dat mense partymal van God se genade iets goedkoop maak. Maar God se genade is nie goedkoop nie. Baie mense sê, ek het eendag met iemand in 'n busjie gepraat, ons ry 'n klomp mense van 'n kerk, daar in die Wes-Transvaal ry in 'n busjie, en nou praat 'n klomp ons, ek sê, jy kan nie so praat nie, sy sê, ag moenie waar nie, ek vra vanaand net weer vergifnis. Ek sê, dis nie hoe genade werk nie.
Jy kan nie met God speel en sy genade goedkoop nie. Hierdie, om ons siele te red, om vir ons 'n hemelse huis voor te berei, is duur liefde. Dit was die kruis. Dit was die bloed. Dit was die leergraf. Dit was die bassein wat binnekort gaan blaas. Die doel is nie 'n plek waar ons gaan nie, maar 'n persoon. Al was die kamer hoe mooi wat ons gereed gemaak het, was dit belangrik dat hy ons kinders ons sien toe ons daar op die lughawe vir hulle wag en hulle uitkom en hulle ons omhels. Hoe gaan dit wees om Jesus te sien? Wat 'n dag. As jy my soek, as ek dan voor jou gaan, if you want to see me, look for me at Jesus' feet. Ek gaan nie weg, dit sal swaar, ek wil my weg te vat by sy voet. Want hy het gered. Verskoon as ek emosioneel raak, om te dink 'n vuil, helverdiende sondaar kan hemel toe gaan. Sy dier liefde gekoop. 'n hemelse woning. Ek sal terugkom om julle na my toe te neem, sê hy. Hy fokus nie op die woning nie. Hy fokus op homself. Hy sê, ek sal dit doen. Ek sê julle daar's 'n woning. Maar is dit verbygaande. Die werklikheid is die persoon wat ons gaan ontvang, die ewigheid saam met hom. Dis nie net ontsnapping van pyn nie, nie net 'n rusplek nie, maar sy ewige teenwoordigheid saam met hom. Ons word nie net na 'n plek toe geneem nie, ons word na 'n persoon toe geneem. En dis belangrik dat ons dit weet. Hoe kry ons toegang tot hierdie woning? Hy bring vir ons die lig. Hy sê vir ons daar in Johannes 3 vers 16 tot 18, hierdie woorde. So bekende gedeelte, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen, as jy vermoere, as jy ingesluit by daai elkeen, wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Elkeen van ons kan die ewige lewe hê. Hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Luister, want hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. U kan vanmôre weet jy die ewige lewe, of jy kan weet jy is verlore. As jy nie glo nie, as jy dit verwerp, is jy klaar veroordeel. Jy hoef nie nog te wag vir die oordeel nie, dis klaar uitgespreek. As jy nie glo nie, is dit 'n ewigheid sonder God. God het die wêreld so lief gehad, dat hy alles gegee het. Hoekom sal ek dan nie ook alles gee nie? Let op, sy motief is liefde, sy bron, sy Heer, sy middelaar, sy seun. Ons reaksie moet ons geloof in hom wees. Hy sê in vers 18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Die ewige woning is nie, luister mooi hierna, ons ewige woning is nie vir volmaakte mense nie. Maar dis vir gelowige mense. Dis vir mense wat glo, wat hom aanvaar. Hier is dan die klimaks, Johannes 3 vers 36, en dis belangrik dat ons hierna luister. Hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn, die oordeel van God, bly op hom. Ek wil dit weer lees. Hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien, maar die toorn, die oordeel van God, bly op hom. Hierdie is kragtige woorde, broer en suster. Wie in die seun glo, het die ewige lewe. Nie dalk nie, jy sal dit nie miskien hê nie, jy het dit, omdat jy glo. Nie omdat jy goed is nie, nie omdat jy wonderlik is nie, nie omdat jy die volmaakte mens is nie. As jy 'n volmaakte kerk soek,
moenie by ons aansluit nie, want solank ek hier is dit nie volmaak. Ek is maar net 'n gebroke mens, vol tekorte. Eendag as ek weg is daar 'n volmaakte kerk. Maar daar's nie so iets soos 'n volmaaktheid hier op aarde nie. Die volmaaktheid is in die Here. Is in hom die wonderlike klimaks is, as ek glo, nie as ek volmaak is nie, nie omdat ek perfek is nie, as ek glo, het ek die ewige lewe. Ek sal dit nie dalk kry nie, my hoop is nie op eendag nie, maar ek het dit in die teenwoordige tyd. Die ewige lewe begin nie by die begrafplaas. Die ewige lewe begin nie by die begrafplaas. Daar waar iemand wegsit en sê, nou plaas ek om oor in die ewigheid nie. Die oomblik as jy glo, ontvang. Ek weet, ten spyte van my gebrokenheid en tekorte, ten spyte van my foute, ek weet ek het die ewige lewe. Daar staan die ernstige kant op, maar wie aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Daar's net twee realiteite, broer en suster. Dit is die lewe met die seun en die ewigheid sonder God en sonder die seun. Die vers sê nie God wil mense uitsluit nie. Dis eenvoudig. Die vers sê God wil die mense syne maak. In Johannes 14 vers 6 sê die woorde. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Dit is so belangrik dat ek moet verstaan. Sonder Jesus is daar nie 'n ewigheid. Iemand sê eendag vir my, ag, al die godsdienste is maar paadjies na die hemel toe. Dis nie so. Dis nie so. Daar's net een pad. En dis deur Jesus Christus. Ons Here, daar's nie ander pad nie. As hy nie geweet het nie, nie geken het nie, dan kom Romeine 2 vers 15 in werking, wanneer hy sê, dat God het vir die heidene sy woord in hulle harte geplaas, en hy sal dit daarvolgens oordeel, as jy nog nooit van Jesus gehoor het, God is nie onbillik nie, maar, broer en suster, sy godsdienst, sy Mohammed of sy Krishna of sy wat ook al, is nie 'n paadjie hier. As net een, niemand kom tot die Vader, behalwe deur my nie. Wat beteken dit vir die jong mense, die kinders vanmôre? Dit beteken vanmôre, die ewigheid begin vandag. Wat beteken dit vir die minderjariges? Ek wil vir julle sê, julle toekoms is veilig. Wat beteken dit vir die ou gryskoppies vanmôre? Die laaste hoofstuk is nie 'n donker gang nie, maar is 'n oop deurreis. Halleluja. Is 'n oop deurreis. Wonderlik gaan wees. D.L. Moody, daai groot prediker in die 1800s, die aan die einde van die 1800s, hy het die vroeë 1900s gesterf, dink ek. D.L. Moody het eendag gesê, one day you'll read in the papers that D.L. Moody has died. Don't believe it, for then I'm very much alive. For then I'll be with my Jesus. One day you'll read in the papers that I have died. I won't be there, this is just a way. This is not eternity. I have died, maar die Here gaan vir my lewe leef. Ek gaan nie met hierdie ou wees, ek sal nooit weer op 'n date gaan. Want hy sê, beleef ons 'n nuwe liggaam. En ek glo Jesus. Hy sê, hierdie ou gaan vergaan. Gaan lees maar 1 Korintiërs 15. As hy baie meer verstaan wat ek nou sê, in die opstanding van die ewigheid, wanneer ons ewige siel kom, om weer volmaak mens te wees, het die siel 'n liggaam nodig, dan sê hy vir ons 'n nuwe liggaam. 'n nuwe liggaam, 'n volmaakte liggaam, 'n liggaam van volmaaktheid wat die Here voorberei het. Is die huis van my Vader, is daar baie wonings. Mag ons harte nie ontstel wees nie, maar God glo, want hy het vir ons reeds die ewigheid voorberei. Nie 'n goedkoop genade nie, maar 'n dier liefde. Troostwoorde verborge. Die Midde-Ooste, die oorloë, die ontwrigtinge bepaal nie ons toekoms nie.
die Here bepaal het. Hy het dit klaar geskryf. Hy het jou naam geskryf in die boek van die lewe. Jou plek is verseker. Kom ons buig ons hoofde en bid. Ons gaan aan die tafel van die Here sit. Maar voordat ons dit doen en dan deel het, wil ek 'n gebed doen, want hy sê die nag waar my verraai is, het hy brood geneem en gebreek en gesê, dis my liggaam, wat vir julle gebreek word, 'n teken van volmaakte offer. En na die ete het hy die beker geneem en gesê, dis die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels as julle hiervan eet of drink, verkondig julle my dood totdat hy kom. Wanneer ons hand uitsteek na hierdie sakrament toe, dan gaan dit nie oor iets anders as oor Jesus wat vir ons die pad voorberei na 'n ewige tuiste. 'n Ewige plekkie, 'n spesiale plek. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U dat daar plek is vir ons. U het nie gesê gaan kyk of daar plek is nie. U sê daar's baie plek. U gaan ons kamer voorberei. U het ons kleurskema klaar gekies. U het ons plekjies gereed. Daar's nog so baie wat op pad is, wat kom. Maar hy het ook vir ons gesê, van die uur weet niemand wanneer ek gaan kom nie. Maar net die Vader. Ons weet, Here, dat U het ons vertel van seisoene en van tye. En as ons sien wat nou ontvou in die Midde-Ooste, gebeure wat nog nooit in die geskiedenis van die mensdom gebeur het nie, dan dink ons aan die woord wat vir ons sê in Jesaja, Malachi, in Jesegiel, en daardie profete, Here, hoofstuk 36, 37, 38, 39, waaraan die profesie oor die eindtyd kom, dan sien ons hoe alles in mekaar pas. En ons sien hoe die woord tot vervulling kom. En ons sien hoe dinge by mekaar kom, dan besef ons. Dan besef ons die engele staan gereed. Die tyd het uitgeloop. Dis amper middernag. Die klok gaan binnekort slaan. Alhoewel ons nie die uur weet nie, sien ons leef in die tydgewrig van U weerkoms. Help ons om gereed te wees, wanneer ons dan ons hand uitsteek. As gelowiges vanmôre, dat ek met diepe dankbaarheid selfondersoek en behoudende toewyding sal wees. Is my gebed om Jesus, en ek dank U daarvoor.